van die Wille Klawer. En julle het gedink, ons is hier net vir die rugby. By my Afrikaans Hoër Meisieskool se eerste span paas. Afrikaans Hoër Meisies het al 2 wedstryde gespeel in netbal. Hulle het al 2 gewen. En die paas is nog hier, hulle is vol energie. So by my is PJ op die regterkant, PJ kaptein pa van Affie se meisies. Hoe het dit gegaan vandag? Nee, dit het goed gegaan, Johnny. Ek dink die feit dat die spel bietjie korter gemaak is na die reën, het dit dinge bietjie moeiliker gemaak. En daar's net 'n paar minute en daar's net 2 helftes, maar tot dusver so far so good. Ons het 2 wedstryde gewen. Die eerste een baie goed, die tweede een was so bietjie teen Mariefelioen was so bietjie tire, maar ons is positief. Die meisies lyk goed. Ja, Wian, ek wil graag by jou hoor, die feit dat die netbalwedstryde korter is, het dit iets te doen met dat daar langer tussen die games is vir julle om dalk 'n spurburgertjie en 'n koffie te nuttig? Pieter, dit is vir ons moeilik. Ek bedoel, ons geniet die netbal. Ons geniet dit om die hele tyd langs die netbalbaan sit, maar ons kry maar iets om te doen tussenin. En ons geniet mekaar se geselskap. Ja, langs my legendariese Victor Matfield. Vic, dink jy is 'n goeie tyd vir my om te vra waarmee julle self besig hou as die dogters nie op die netbalbaan is nie? Nee, ek gaan nie daaroor baie praat nie. Is altyd wonderlik. Ek bedoel, hierdie Wille Klawer is net ongelooflik. Ek bedoel, wat dit bied vir die kinders, die geleenthede, wat dit bied vir die ouers om hulle kinders te ondersteun is ongelooflik. En weer eens, ek bedoel, dit is so lekker om jou dogter te ondersteun hierso. En ek weet daar is baie fokus op die rugby en die rugby is ongelooflik en ons gaan vanaand tot laat seker in die biertent sit en ondersteun. Maar ek bedoel, hierdie Wille Klawer, dankie vir wat hulle doen en ja, dit is so lekker om jou kind te ondersteun, vir hulle geleenthede te gee en vir Wille Klawer en almal wat dit ondersteun, ongelooflik die geleenthede wat hulle bied. Ja, dankie Vic. Dani, daar aan die oorkant dat ek met jou begin. So ek meen die meeste van julle is ten minste 15 jaar ouer as ek. As 'n ou so kyk na julle looks, sê dit, hoekom het julle besluit om so laat met gesinne te begin? Hoekom het jy so laat besluit? Johnny, ekonomiese druk en natuurlik om ons vrou te oorreed om tot hier te kom. Maar dit is op die einde van die dag die moeite werd gewees. Ons het kwai babas groot gemaak en dit het natuurlik resultate afgewerk. Johnny, hulle sê jy kry nie 'n kwaai vrou nie, jy kry 'n bang man. Jy weet, en ek dink veral geld dit hierso by Wille Klawer. Jy is nog gelyk vir my nogal so bang man. Ek weet dis kom jy jou vrou saamgebring het. Glad nie. Ek is glad nie 'n bang man nie. Ek trek die streep en ek staan by my streep en dis waartoe ons vorentoe werk. Ja, weer. Ek hou baie van Johnny se antwoord. Ek wil net weet op hierdie stadium van hierdie onderhoud, ken jy vir Johnny? Is jy enigsins geassosieer met hom van 'n vriendskapsperspektief, want jy kan dalk nou jou antwoord bepaal klomp goed. Man, ek ken vir Johnny van netbal af. Nee, hy is nie so kak soos almal sê nie. Hy is eintlik 'n goeie ou. Ja. Ja, en dan hier op my linkerkant Ara se dogter is Doel. Uit die aard van die saak het jy raak geskiet in jou lewe. Ek dink jy ou sal uitbrei daarop nie, maar jou dogter, sy skiet alles raak. Ara, julle kom vir die beste gedeelte van 5 jaar saam hier by Affie Meisies. En ek dink dis waar sport in hoërskole gaan nie. Dit gaan oor vriendskappe wat gesmee word. Ek dink, jy weet, ons kinders doen ons baie keer 'n guns, nee, want was dit nie vir hulle nie, dan het ons nie verseker nie hier gesit nie. So wat beteken dit vir jou as pa en die vriendskappe wat jy in 5 jaar vorm in die skool? Ja, Johnny, ek dink in die eerste plek is, ek meen ons die paas wat hier sit lewe vir netbal. Hulle lewe vir hulle dogters. En hulle wil sien hoe hulle dogters vorentoe gaan en succeed. En dan met dit, ek meen, jy kan nie 'n beter groep ouers kry en paas kry en maas kry wat oor die weg kom. Want dit het altyd 'n groot effek op hoe die span ook presteer as die ouers nie oor die weg kom. So, dit is die groot ding, maar as die ouers oor die weg kom en hulle staan saam en hulle geniet mekaar se geselskap en hulle doen alles saam, dan is die meisies
ook as 'n eenheid vorentoe. So ja, ek dink op hierdie stadium is dit die eerste span, Netball Dads, heel bo Kraai Koning. Ja, wel dan, en ek dink, jy weet, daar's 'n famous gesegde wat sê ons moet die diversiteit van mense kan akkommodeer, kan respekteer en kan komplimenteer. En dis wat sport vir ons bring. Dis wat ons daar is lankal verby Wiek. Ons is has-beens, julle uit die aard, soos ek dan nog gesê het, baie ouer as ek. Baie ouer as ek, maar julle die vriendskappe, dis waarvoor ons lewe, dis waarvoor gemeenskappe gebou word en ons dogters bring dit. So ons moet dankbaar wees. Geniet Wille Klawer. Ek is seker julle gaan vanaand se episode van Binnelanders nie mis nie. En dan sê julle seker maar melktertjie en 'n skon gaan eet daar in 'n koffieshop. Dis ook julle ken. So moet asseblief nie terughou nie. Ons sal môreoggend heel waarskynlik dalk weer moet julle onderhoud hou of dalk nie. Kom ons kyk hoe lyk. Ja, kom ons kyk hoe lyk die weer môre. Dankie julle, lekker geniet die netbal, cheers.